Daar sê goeienaand almal. Lyk vir my so na 'n bietjie van 'n uitgedunde gehoor, maar ek het persoonlik omtrent 5 of 6 verskonings gekry. Almal sê hulle kyk dit môre. Wat nie 'n baie goeie verskoning is nie, maar ek gaan nie raas met dies wat hier is nie. Dis baie lekker dat julle hier is. Dis baie lekker dat Chris terug is. Hy het 'n traumatiese terugvlug van Amerika gehad, danksy hulle regeringssluiting. Iets wat ons daarom nou nie gewoond is nie. Ons ken polismanne wat korrup is en ons staats amptenare wat korrup is, maar ouens wat die regering sluit is daarom nie ons deel nie. Hulle sluit net ons krag af. Maar ten spyte daarvan oorleef ons en gee Openbaring ons hoop. Kom ons sluit die oë. Ons liewe Here, baie dankie dat ons vanaand by mekaar kan wees en dankie vir u woord. Ek wil vra dat u Chris sal seën, hom baie rustig sal maak en dit wat hy ons meedeel en dit wat ons leer, regtig vir ons tot geestelike groei sal lei en vir ons betekenis sal gee. Here, seën ons vanaand, seën ons gemeente nou oor die naweek met eredienste en alles wat gebeur en ek bid vir u kerk op aarde. In Jesus se naam. Amen. Dis ons 4de van 5 byeenkomste, dit sê nou les 5, maar hy kombineer hier goed so bietjie in van 6 af, en hy sal bietjie meer daarvan vertel. En ek hoop julle het julle Bybels, want hy gaan verwys daarna, en ek wil nie baie meer tyd vat nie. Baie dankie. Dankie. Chris, jy is welkom terug. Dankie Willem. Hallo almal. Dis so lekker om terug te wees. Ek was amper regtig nie hier vanaand nie. Ek was amper regtig nie hier vanaand nie. Dit is 'n voorreg om hier by julle te wees. Wil julle Willem, hierso is nog 'n waar's Nico, wil jy hom dalk kan dan as hy dalk vra is. Ek hoop dit gaan goed met julle. Dis lekker om hier by julle te wees. Regtig. Julle weet nie hoe lekker dit is om terug te wees nie. Dit is 'n groot voorreg. Maar ek het 'n baie goeie kongres gehad en baie geleer, wonderlike mense ontmoet, baie goeie tyd gehad. Goed. Ja, ek is jammer oor dit sê les 5. Ek besef nou, hierdie is nie les 5 nie, hierdie is les 4. Ek het in my kop gehad dis les 5. Ek is besig om kennis te raak elke dag meer en meer, so vergewe my vir dit. Ons het laas keer het ek met julle gesels, ons het bietjie gesels oor die bakke, en ek het vir jou gesê, ons het oordeelsiklusse in Openbaring. Nou kom ons by die meer kleurvolle beelde in Openbaring, hierso so in die middel, wat ek vanaand gaan doen. Ons gaan praat oor die vrou en die draak, ons gaan praat oor die dier uit die see, die dier uit die land, en ons gaan praat oor die Babylon. Dan volgende week, ons laaste klas, gaan ons gesels oor die finale oorwinning van die duiwel. Ons gaan gesels oor, ek gaan praat oor die wegraping, selfs al is dit 'n konsep wat eintlik nie in Openbaring is nie. Dis iets wat mense deesdae vra oor het, veral na liewe Dani Botha se fiasco. En dan gaan ons praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, die mooiste deel in Openbaring. Vanaand se tekste is moeilik. Vanaand se tekste is deurdrenk met geweld. En ek wil hê jy moet attent wees op dit. Die Bybel is nie altyd 'n mooi boek nie. Nee, dit is 'n realiteit wat ons moet verstaan. Want lewe en menswees is nie altyd so nie. En wanneer ek mense leer oor die Bybel, dan sê ek vir hulle onthou, ons kan sê die Bybel is God se woord, maar dis eintlik meer akkuraat om te sê die Bybel is God se woord in mense se taal. En daai is baie belangrik. OK, maak julle Bybels vir my oop by Openbaring 12 asseblief. Terwyl julle dit doen, ons het gekyk na die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke. Vinnig gaan net 'n recap. Wat was die groot verskil tussen die seels en die trompette en die bakke? Iemand wat kan onthou?
So jy sal onthou die seels en die trompette het elke keer 'n tussenpouse gehad. Kan julle dit onthou? Tussenpouse. En die doel van die tussenpouse was om vir die kerk te sê, julle gaan bewaar word, julle is veilig, dis om die kerk en die heiliges te seël, die 144.000 in die groot menigte en ook om vir hulle te sê die oordeel is naby en julle word vervolg, maar God gaan julle ook weer herstel. Daar dink ons aan die klein boekie wat die skrywer moes eet en die 2 getuies, kan julle dit onthou? Dit was die tussenpouse daar. By die bakke was daar 'n tussenpouse. Was daar? Nee. By die bakke? Nee. Daar was nie 'n tussenpouse by die bakke nie. Want ek het vir jou gesê, oordeel in Openbaring, die oordeelsiklusse, ons het siklusse en hulle intensifiseer. Die oordeelsiklusse intensifiseer. En daarom vind ons ook die ander verskil by die trompette en die seels, is dit was 'n gedeeltelike oordeel. 'n kwart word dit soms genoem by die trompette en 'n derde. Nee, by die 'n kwart by die seels en 'n derde by die trompette. By die bakke is dit alles. En ek het vir jou gesê die bakke, die oordeelsiklus van die bakke is skepping in reverse, kan julle dit onthou? En hoe het hy die skepping ontskep? Hoe doen hy dit? Wat is sy gereedskap? Hy gebruik die diskoers of die taal van die 10 plaae van Egipte. Julle dit onthou. So, tussen die seels en die trompette en die bakke, het ons hierdie wat ons nou gaan lees. Ek het die bakke laas keer met julle gedoen, want ek wou gehad het, julle moet want dit help jou om die oordeelsiklusse so langs mekaar te sien. Maar jy moet nou onthou, hierdie is nou die visioene wat ons bietjie tussen dit kry. OK. En dit begin met die vrou en die draak. Daar's baie vroue in hierdie teks. Goed, so Openbaring 12 vers 1. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn en daar, waarso is die hierso? Werk kyk. Ons kyk gou. Daar moet ek wys hom ons nou na jou toe, nê? Of moet ek hom daartoe wys? Okay. So, waar is ons nou? Ja. Okay. So ons het ekskuus julle, dis bietjie moeilik as dit die skerm, jy kan dit nie lekker sien nie, maar dis alles in jou notas. Okay, Openbaring 12 vers 1. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Ons weet in Bybelse diskurs, swangerskap en geboortepyne is ook gebruik as 'n metafoor vir die eindtye. En ons sien dit by Jesus, Jesus gebruik daai selfde tipe diskurs. En ek dink dit is tog bietjie in die agtergrond hierso. Maar wie is die vrou? Sy het die son as kleed om haar en die maan onder haar voete. Dit is mooi, dit spreek van half bedek met die skepping en hierdie 2 groot ligte, die son en die maan, wat in die antieke mitologie gesien was as gode. Hulle is eintlik sy beklee haarself met hulle, met die dag en die nag. Amper tot 'n mate tydlose figuur, 'n tydlose vrou en 'n kroon met 12 sterre. Wie is die vrou? En sy is swanger en sy het geskryf van die pyn want die geboortepyne is daar. En om te weet wie sy is, dan kan ons 'n bietjie verder lees. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Dit is interessant, jy weet, hy sê dis tekens wat verskyn, 'n teken is 'n interessante begrip in oor die algemeen in Johannes, wat ons noem Johannese literatuur. Het julle geweet, so 'n teken hierso in Openbaring is eintlik hierdie visioene wat 'n simbool is,
maar dit wys gewoonlik na iets anders toe, nê. En dis interessant hoe in die Johannes Evangelie is daar tog bietjie raakpunte. In die verskyn die woord wonderwerk in die Johannes Evangelie. Ja. Nee. Die woord wonderwerk, Jesus doen nie wonderwerke. Jesus doen nooit 'n wonderwerk, 'n kragwerk, nee, die Griekse woord is dunamis, 'n kragwerk, 'n kragdaad. Jesus doen nooit wonderwerke in Johannes nie. Die wonderwerke in Johannes word altyd semia genoem, tekens. Jy het agtergekom. Nooit word wonderwerk gebruik nie. Jesus sê tekens. Jesus doen tekens. Hierso het ons dieselfde ding. Maar hierdie is natuurlik nie 'n wonderwerk nie, maar wat doen die wonderwerke in Johannes en hierso dit wys na iets anders, dit wys vorentoe na iets anders toe. 'n Ander teken in die hemel verskyn, daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Daar hoor ons bietjie die sogenaamde koningspsalms van die Ou Testament, nê. Die seun wat die nasies met 'n ysterscepter gaan regeer, koningspsalmstaal, messiaanse taal. Okay. Haar kind is egter weggeruk na God se troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Nou, wat is hierdie teken nou? Die vrou, dink ek, is, Johannes hou van hierdie beelde, en hy hou daarvan wanneer sy beelde dubbelsinnig is. Soms is sy beelde doelbewus dubbelsinnig. Net soos met wat ons in die ander goed kry, die vrou dink ek is Israel, die 12 krone, en die seun is natuurlik Jesus, die lam, nee. Dit is redelik maklik. En dis die gedagte hierso dat Jesus kom uit Israel. Die vrou is Israel, maar ek dink die vrou is ook die kerk. Want in Openbaring is Israel, kan die skrywer sukkel hy om Israel en die kerk te skei. Die kerk is die nuwe Israel. So hy speel 'n bietjie met daai dubbelsinnigheid en jy kry die idee dat na die kind gebore word, die duiwel wil die kind verslind, maar hy word weggeruk na God se troon toe. Dis 'n interessante ding, want jy kan eintlik sê die vuurrooi draak hierso. Hy sê 7 koppe en 10 horings. Nou, later in Openbaring. In Openbaring 17, as jy kan jou vinger gou daaraan toe gaan, Openbaring 17 vers 6b. Hier gee hy vir ons 'n betekenis. Dit is eintlik vers 7. Toe sê die engel vir my, waarom verwonder jy jou so? Ek sal jou vertel wat die verborgde betekenis van die vrou en van die dier wat haar dra. Hierdie vrou is nou nie die vrou in hoofstuk 12 nie, hierdie vrou is die groot Babylon, hoor. Wat op hierdie vuurrooi draak ry, dit gaan ons nou by uitkom. Maar hy sê daarso, ek gaan vir jou vertel die betekenis van die dier wat die 7 koppe en die 10 horings het, dis die vuurrooi draak. Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie se name nie van die skepping af van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy en tog sal hy wees. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge. Daar by hulle het die vrou haar setel. So die 7 koppe is 7 berge. Watter stad is by 7 berge of 7 heuwels gebou? Rome. Okay.
Verder is hulle ook 7 konings. Die eerste 5 het geval, die 6de is nou hier, die ander het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort rukkie bly. Die dier wat eers was en nie is nie, eers was en nie nou is nie, is self die 8ste. Hy hoort by die 7 en gaan na die verderf toe. Dis interessant. Ek dink, dis moeilik hierdie. En verskillende kommentatore het verskillende sienswyse hieroor. Ek dink, die 7 berge is die 7 heelwels van Rome, waar die groot Babylon, die vrou groot Babylon, haar setel het. Ons gaan nou daaroor praat. So dis Rome, maar dan sê hy, dis ook 7 konings. Maar jy gaan sien, hy sê ook in vers 12, die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. So die 7 koppe is 10 konings, maar die 10 horings is ook 10 konings. So is daar dan nou met ander woorde 17 konings. Nie presies nie. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier 1 uur lank gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en hulle stel hulle mag tot die dier se beskikking. Ek dink die 7 konings wat die 7 koppe is, ek dink my gevoel daar is, dit is waarskynlik die heersers van die groot empires, die ryke. Jy vind hierdie tipe diskurs in Daniël, jy vind dit ook in Esegiel, veral wanneer hulle hierdie diere bou. Want dis wat hy doen, hy bou 'n monster. En dis wat jy by Daniël kry, jy kry dit by Esegiel, en dit het, hierso dink ek, is dit, die 7 konings kan dalk verskillende ryke wees. Ek weet nie presies watter ryke die skrywer in gedagte gehad het nie. Dit kan dalk Egipte wees. Een is dalk Egipte, die farao. Die ander een is baie moontlik die Assiriërs, Sennacherib byvoorbeeld. Dan kan ons praat van die Babiloniërs, nê. Ek glo nie een van die koppe is die Persiërs nie, want die Persiërs het 'n baie positiewe beeld in die Ou Testament, but you never know. Jy weet nie, Johannes is baie onvoorspelbaar, maar dan kan dit ook dan na die Persiërs kan dit dalk die Grieke wees, nê. En dan die Syriërs, Antiochus die 4de, en dan die Romeine, verstaan jy? So ek dink, ek het die idee, die 7 koppe is die ryke wat bestaan het voor die Romeinse ryk. En die 10 horings is keisers. Ek dink, dit is 'n moontlikheid, maar ek moet vir julle sê, dis een opinie en daar is baie ander. Okay, ons is nie altyd heeltemal seker nie. Maar nou, wanneer jy nou teruggaan na hoofstuk 12, die groot rooi draak met die 7 koppe en die 10 horings, nou weet jy wat dit beteken. Daai 7 heerserskrone is nou natuurlik die 7 konings. Maar dis die duiwel. Die 4 rooi draak is die duiwel. Maar vir Johannes kan hy nie die Romeinse ryk, en as ek praat van Romeinse ryk, moet jy dink aan die bose wêreldorde van sy dag. Okay. Hierdie is nie noodwendig kultureel gebonde nie, dit is nou maar toevallig die Romeine in sy tyd. Maar dis die bose wêreldorde wat homself teen God verset. Hy kan nie die Romeinse ryk skei van die duiwel nie. Vir Johannes is die bose wêreld en die bose wêreld wat die Christene vervolg en afgoderry doen en sosiale ongeregtigheid het en uitbuiting het en al die bose goed wat in die wêreld gebeur, dit is vir hom, hy kan nie dit skei van die duiwel nie. Is julle met my? Die duiwel is tot 'n groot mate, die Romeinse ryk is die vleeswording van die duiwel. So die draak is die duiwel, maar dis ook die Romeinse ryk. Maak dit sin vir julle? Nee. En dit is natuurlik die draak wat wag om die kind te verslind, maar nou dis interessant, jy kan dink, hy maak 'n interessante punt hierso. Jy kan sê, maar eintlik het die draak dan vir die kind verslind. Want Jesus is dood, en hoe is hy doodgemaak? Hy is gekruisig, en kruisiging, wie het mense gekruisig? Romeinse ryk, nie die Jode nie. Die Jode het 'n rol gehad in Jesus se verhoor en teregstelling, dit is sonder twyfel, maar as die Jode hom doodgemaak het, hoe sou Jesus doodgemaak word? Ja, stenig. Kruisiging is 'n Romeinse dood. Maar wat Johannes hierdeur probeer sê is,
Die kruisdood van Jesus was nie 'n oorwinning van die Romeinse ryk nie, dis juis 'n oorwinning van God. Dan gaan die vrou na die woestyn toe. Die woestyn, nou dink jy weer aan Israel in die woestyn, maar nou, ek dink, voor die tyd, die vrou wat geboorte gee, is die klem dalk op die vrou as Israel. Maar die oomblik wat die kind weggeruk is na God toe, en die vrou word gevat na die woestyn toe, word die vrou meer die kerk. Verstaan julle wat ek probeer sê? Dis hierdie beelde, hy doen dit opsetlik. Hy skep hierdie dualismes met spanning tussen die twee, en hy hou altyd daai spanning. Hierdie spanning tussen kerk en Israel, duiwel en Romeinse ryk, dis dieselfde ding. Is julle met my? Dis hoekom ek vir jou sê, Johannes het dualisme, kan jy al sê, om die begin gepraat van dualisme, en dit is hierdie komplekse, moeilike, spanningsbelaaide dualismes, wat ons in Openbaring kry, wat dit so interessant maak, maar wat dit ook bietjie moeilik maak. Hy sê daar, sy's in die woestyn, nou dink jy aan Israel in die woestyn, maar wat is woestyn? Die woestyn is altyd 'n tyd van voorbereiding, 'n tyd van versoeking, né? Nie altyd die maklikste tyd nie, in hierdie konteks, 'n tyd van vervolging, maar ook waar God hulle beskerm, né? Of ten minste Israel, is vervolg deur die Egiptenare in die woestyn, maar hulle is uiteindelik deur God beskerm, en God het die Egiptenare, wel, hoe hulle hulle laat wegwas op een of ander manier, en dan beskerm hy hulle verder in die woestyn met die vuurkolom en die wolk, wolkkolom. Wat is die 1260 dae? 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, tyd, 2 tye en 'n halwe tyd. Partykeer sal jy kry dit in Daniël, dis 'n weird ding. Willem, jy weet ons nou in die Hebreëus en in die Aramees, wat is tyd, 2 tye en 'n halwe tyd in Daniël? Dis 3,5 jaar. Dis 3,5 jaar. Maar dis 'n snaakse manier om dit te stel, en dis self bietjie kodetaal. En ek dink die Bybelvertalings vertaal dit met 'n bestemde tyd, of ek is nou nie, bepaalde tyd. Dis eintlik nie 'n regte vertaling, dis nie 'n verkeerde vertaling nie, maar dis interessant, in die Hebreëus, is daai deel Hebreëus of Aramees? Ek dink dalk dis Aramees, nee. Daai deel van Daniël is Aramees. En hy sê, tyd, 2 tye en 'n halwe tyd. Dis 3,5 jaar. Wat is dit? In Daniël verwys dit na die tydperk wat die Syriese koning Antiochus die 4de, 'n baie bose Grieks-Syriese koning, wat hy die tempel ontheilig het. Ken julle daai storie, nee? Antiochus die 4de was een van Alexander die Grote se generale. En in die jaar 164, eintlik voor dit, sorry, in die jare 170 voor Christus, het hy Jerusalem ingeval, en hy het die tempel ontheilig, deur ons dink, is nie heeltemal seker nie, maar ons dink, hy het 'n standbeeld van Zeus, of een of ander god, in die allerheiligste van die tempel gesit. Hy het die offer, jy lees van hierdie in 1 en 2 Makabeer boeke. Hy het die offerstelsel afgeskaf, en as jy in die Bybel lees van die so nou kom die Engels net na my toe, die abomination of desolation, die afskuwelike, wat die afskuwelike, wat die van verwoesting, wat? Hoe sê? Ja? Ja, maar die afgryslike, anyway, the abomination of desolation. Eintlik wat dit beteken is, dit is daai standbeeld
in die tempel, maar daai verwoesting, en eintlik is desolation die regte woord, want wat die Grieke gedoen het, die Grieke het toegelaat dat baie van hulle tempels word toegegroei. Hulle noem dit 'n grove. Nie soos 'n winkelsentrum nie. Maar julle weet wat is 'n grove, nee. Dit is 'n mooi toegegroeide tuingebied maar 'n tuin wat bietjie wild groei. So daar's ons 'n klomp, dis interessant toe ek nou by Harvard was, die plek waar ek gegaan het, hulle studiegebied daar is Byzantynse studies, wat nou my vakgebied is, maar ook landskapargitektuur. So as jy nou by Harvard landskapargitektuur gaan studeer, dan gaan jy nou daartoe. En hulle het die mooiste tuine, maar en is sulke kamertuine. En een van die dele van die tuin is jy weet, en hulle verduidelik ook vir jou, tuin maak is al van julle hier wat groen vingers het, wat hou van tuin maak? Ek seker jy is. Ek is glad nie groen vingers nie, glad nie. Maar tuin maak is 'n filosofie. Jy weet, jy kry filosofie van tuin maak. En dis interessant daar's hierdie filosofie van 'n tuin moet jy net laat groei. Hy moet net groei en jy moet hom so min as moontlik, jy weet, snoei. Hy moet groei. En dit is wat die Grieke gedoen het, en dis waar daai desolation van verlatenheid en die afskuwelike ding, afskuwelike abomination is altyd 'n afgodsbeeld, maar van verwoesting of van desolation, van verlatenheid is hierdie grove idee. En daai beeld was in die tempel vir tyd, 2 tye en 'n halwe tyd. 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae. So dit spreek, so hy sê, hoekom is hy 1260 dae in die woestyn? Dis nie 3,5 fisiese jare nie. Dis 3,5 jaar, want dit spreek terug van daai tyd, dis 'n tyd van beproewing, 'n tyd van vervolging, 'n moeilike tyd. Maak dit sin? En dan praat hy van die oorlog in die hemel, die draak en die duiwel wat verslaan word, wel die draak wat die duiwel is, wat verslaan word, en wat hy daardeur vir 'n mens probeer sê van die oorlog, jy weet, van die oorlog in die hemel is, hy probeer vir sy mense te sê, die vervolging wat julle hier op aarde beleef, is nie geïsoleer nie. Dit is deel van 'n groter oorlog wat ook in die hemel woed. So eintlik wat hy doen met dit is, hy bring hulle situasie, hulle realiteit hier op aarde, bring hy eintlik maak hy parallel met 'n oorlog in die hemel. Dis deel van dieselfde oorlog. En dis nogal iets wat 'n mens veral in populêre kultuur kry, nê. Deesdae in baie flieks en baie boeke waar Openbaringe invloed het in populêre kultuur, waar mense sê die oorloë hier op aarde is eintlik replikas van oorloë in die hemel. En die antieke mense het dit geglo. Hulle het baie keer geglo dat sekere dinge op aarde is afdrukke van hemelse konsepte, gebeure en instellings. En byvoorbeeld die tempel. As jy die Hebreërboek in die Nuwe Testament lees, dan is dit en Openbaring, absoluut Openbaring ook, die tempel op aarde is eintlik 'n afdruk, 'n miniatuur van die hemel. En julle sal sien volgende week as ons Openbaring doen en ons kyk na die nuwe hemel en die nuwe aarde, jy dink die hemel is goue strate en mansions en Romeis swembaddens is wat ek altyd aan dink. Ek soek 'n Romeis swembad, dis wat ek wil hê. Dit sulke goed. Dis nie, ek sê nie dis nie hoe dit is nie. Jy kan dink dit so, maar ons weet nie hoe dit is nie. Maar vir die skrywer is die hemel 'n tempel. Dis 'n tempel. Daar's nie mansions en daai ding van ek maak in my vader se huis is al baie kamers en die wonings in die hemel. Dis Johannes evangelie daai. Vir Openbaring is daar eintlik net een huis. Die hemel is een groot huis. En daai huis is 'n tempel. En nie net 'n tempel nie, een deel van die tempel, die allerheiligste. Okay, maar dis nou 'n spoiler alert vir volgende week. Okay.
Maar dit is wat hy daardeur probeer sê. Dan raak dit nou interessant in Openbaring 13. Ons sien net verder in hoofstuk 12 die draak voer oorlog teen die vrou en God beskerm haar die hele tyd. Nou raak dit interessant. Nou die dier uit die see en die dier uit die aarde. Ons het tot 'n mate 'n onheilige drie-eenheid in Openbaring. Nou dit moet jy nie lees as 'n parallel vir die drie-eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees nie, want teen die tyd wat Openbaring geskryf was, het die Christene nog nie 'n konsep gehad van die drie-eenheid nie. Julle weet dit, nê. Die drie-eenheid is iets wat heel wat later eers gekom het. Maar hoekom is dit hierdie drie? Want en ook hoekom 'n drie-eenheid? Interessant genoeg. Want ek dink hier moet jy weer verstaan die konsep van die Romeinse triumviraat. Het julle al gehoor van 'n triumviraat? 'n driemanskap, 'n drieman mag. En in die vroeë Romeinse Republikeinse tyd het jy 'n triumviraat gehad, 3 groot belangrike politici wat geheers het. En ek dink hierdie 3, ek dink dit is bietjie waar hy daai idee kry. Goed, nou, so ons het die draak, dis die eerste ene. Nou naas die draak het ons die dier uit die see. Nou raak dit interessant. Toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings en 7 koppe. 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy kop godslasterlike name. So as jy nou dit sien, 7 koppe, 10 horings, 10 krone, wat is dit? Dit is half amper 'n woordsommetjie wat jy net moet sê, daai 7 koppe, 10 krone, wat is dit, 10 horings, is gelyk aan Romeinse Ryk. OK. Wanneer ook al jy daai kombinasie sien, dis 'n manier hoe hy praat van die Romeinse Ryk en die keisers van die Romeinse Ryk. Op sy kop godslasterlike naam, ons gaan oor praat. Later gaan jy sien die dier, waarop die vrou, die prostituut, die groot Babylon ry het ook daai godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Nou dit is weer eens beelde wat ons uit die profete kry, waar hulle hierdie amper 'n tipe van 'n chimera, jy weet, verskillende dele van 'n dier bymekaar bring en elke deel sê iets. Jy weet, in hierdie geval is dit moontlik dat jy weet, die luiperd spreek van die spoed, nee, en die slinksheid van die ding, en 'n leeu en 'n beer is, nee, dis vreesaanjaende diere. Nee. Die draak het sy mag, sy troon en sy groot gesag aan hom gegee. So hier sien ons nou hoe hy dink. Die duiwel, die draak, gee sy mag en gesag aan die dier uit die see, die Romeinse Ryk. Okay? Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Ons dink daai verwysing na die kop wat gewond is moontlik 'n verwysing na keiser Nero. Want dit is so dat Nero, ek het nou nie dit gedoen, dat keiser Nero was op 'n stadium baie siek en hulle het gedink hy is dood, en toe is hy nie dood nie en toe kom hy terug. Daar selfs mense wat gedink het hy het uit die dood opgestaan, hy het 'n opstanding beleef. Daar's 'n naam vir dit, Nero Redivivus. So ons dink hy verwys moontlik hier na keiser Nero wat amper dood is, maar dis moeilik om met sekerheid te sê. Die mense het agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat gesag aan die dier gegee het. So wat sê hy? As jy in Romeinse godsdiens deelneem, wie aanbid jy eintlik? Die duiwel. Nee. Vers 5, die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Sien julle hoe gaan dit nou terug na die tydperk wat die vrou in die woestyn is. Die vrou is in die woestyn vir 1260 dae, wat ook 42 maande is. So dieselfde tydperk. Okay. Jy sê dieselfde ding op verskillende maniere.
Hy het teen God begin laster, hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster, en hy maak oorlog teen God en teen sy mense. Dis die dier uit die see. Jy sal sien, hy sê die dier uit die see en die dier uit die aarde. Daai retoriek, as jy Romeinse geskiedenis ken, en ek is 'n Romeinse historikus, dis eintlik wat ek doen. Teologie is my stokperdjie, maar my werk is, as ek myself moet klassifiseer, ek is 'n historikus. En ek is 'n historikus van die Romeinse Ryk, die latere en die vroeë Romeinse Ryk. As jy die Romeinse geskiedenis en propaganda ken, dan weet jy wanneer jy land en see sien, dis Romeinse propaganda. Want nadat Octavianus, wat later keiser Augustus sou word, vir Marcus Antonius en Cleopatra oorwin het, toe het hy 'n groot erestandbeeld opgerig by 'n plek daar waar hulle oorwin het, by Actium. En daar eer keiser Augustus, of Octavianus, 2 gode, Mars en Poseidon. Jy kan vandag daai inskripsie nog gaan sien. Daardeur sê hy, die Romeine het mag uitgeoefen oor land en see. En hy gee eer aan Mars of Ares, die god van oorlog, wat die land verteenwoordig, en aan Poseidon of Neptunus in Latyn, die god van die see. So die dier uit die land en die dier uit die see, as jy Romeinse geskiedenis en propaganda ken, dan weet jy, daai ding van mag oor land en see, dit was wat die Romeine, dit was hulle slagspreuk. Julle onthou, ek het vir julle gesê, die Romeine se slagspreuk, si vis pacem parabellum. Het ek dit gedoen met julle? Die Romeine se slagspreuk was, as jy, een van die groot Romeinse filosofe het gesê, si vis pacem parabellum, en dit beteken, si vis pacem, as jy vrede soek, parabellum, berei voor vir oorlog. Dit was die Romeinse filosofie. En hoe bring jy vrede? Deur volledige mag uit te oefen oor land en see. En jy gaan hoor, vrede raak nou belangrik by die volgende dier. En dis nou die dier uit die aarde. Ons het nog tyd. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. So hierdie is waarskynlik 'n godsdienstige figuur, moontlik, weet nie. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Kan hierdie 'n verwysing wees na die keizerkultus? Daar's baie bespiegeling. Maar dat dit die Romeinse propagandamasjien is, dat daar 'n koppeling is aan die keizerkult, is in myns insiens geen twyfel. Hy maak dat al die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, so dit moet die keizerkultus wees. Nee. Die een waarvan die dodelike wond genees het, in hierdie geval Nero. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom, vir die mense om te sien. Het laat jou dink aan die valse towenaars, of die towenaars van die farao, in die farao se hof bietjie. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteteken van die slagmes het, wat weer lewend geword het. So ek dink hierdie is 'n baie duidelik histories gesitueerde beeld ook, en dit draai rondom Nero. Party mense sê hierdie is dan een van die vroeë visioene. Kan julle onthou ek het vir gesê het, vroeë en later materiaal, hierdie is vroeg. So dis Nero, aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hier kom die belangrike een. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en armes, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Kan julle onthou die 144.000 mense het ook 'n merk gehad?
die seël wat God hulle mee beskerm, en ons het dit gesien in Esegiel 9, waar Esegiel sê, voor die straf uitgedeel word, seël die mense. Maar hier sien jy weer eens daai dualisme. Vir Johannes is daar nie, vir Openbaring ten minste, is daar nie 'n middeweg nie, daar's nie 'n grys area nie. Jy is eerder geseël as een van die 144.000 of die groot menigte van God, of jy dra die seël of die merk van die dier. Almal het dit. Regterhand of voorkop, net soos wat ons kry met die 144.000, net soos wat ons kry in Deuteronomium 6 met die Shema, waar jy God se gebooie en spesifiek daai gebod dat jy moet die Here jou God lief hê, moet jy op jou voorkop en op jou regterhand dra. En Jode vandag nog, ortodokse Jode, het daai gebedsbandjies in boksies. Dalk het jy dit al gesien, hulle dra so 'n boksie op hulle kop en 'n boksie op hulle regterhand. Wat noem jy daai goed nou weer? Dis mezuzot is die goed wat op die deurkusyne sit. Maar in elk geval, dis sulke gebedsboksies en binne-in is die Shema. Jy weet, op hulle voorkoppe en op hulle hande. En ek het nou vergeet wat noem jy daai goed. Dalk kan jy vir ons kyk op die internet. Ek weet nie. Maar hierso is dit nou natuurlik niks goddelik nie, maar onheilig, nê. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mensegetal. Sy getal is 666. Hier het ons die 666. Okay. Kan ons 5 minute vat om hom net gou te doen en dan kan ons breek? Is dit okay? Het ek julle toestemming? Is julle baie dors of is dit okay? Kan ons dit doen? Okay. So as jy nou hierso kyk, eerstens wil ek vir jou die muntstukke net weer wys. Nou, kyk so 'n bietjie, jy dink aan die godslasterlike name, jy dink aan die dier wat die beeld aanbid. Kyk na die muntstukke hier. So, ons het al 'n bietjie daarvan gepraat. Jy sal sien op daai muntstuk, as jy van die linkerkant af lees, staan daar, dankie, DVF Pater Patriae Caesar Augustus. Caesar is 'n naam, dit kom van Julius Caesar. Augustus is Augustus, dis nie 'n naam nie. Keiser Augustus, hy gebruik dit as 'n naam, maar Augustus Augustus is nie sy naam nie. Augustus is 'n Latynse woord wat beteken vroom, selfs aanbiddingswaardig. Die Griekse weergawe is Sebastos, en op die Griekse munte kry jy dit ook. So hy is die vrome een wat jy kan aanbid, die goddelike een. En dan daar DVF. DVF beteken seun van God. Okay? So op die muntstuk word die keiser genoem seun van God. Die Romeine het 2 konsepte van 'n God gehad. En 2 woorde, ten minste 2 woorde, daar is eintlik meer, maar ten minste 2 woorde wat hierso geld. 'n Deus in Latyn, Deus is 'n God, dit beteken God en jy vertaal dit as God, maar 'n Deus is 'n God wat altyd 'n God was. Van die begin af 'n God, daar is nooit 'n tyd wat hy nie 'n God was nie. Dis byvoorbeeld Zeus of Neptunus of Apollo, wie ook al. Bacchus, my gunsteling, God van wyn. Maar 'n divus, dis waar die woord divine vandaan kom. 'n divus is iemand wat op 'n stadium, wat 'n God is, dis 'n God, maar daar was 'n tyd toe hy nie 'n God was nie. So dis gewoonlik mense wat gode word. Soos Heracles, Hercules, of Julius Caesar, Julius Caesar, of natuurlik die keiser, Augustus. So seun, die Divi is God, eintlik van God, is 'n genitief, en die F is 'n afkorting vir Filius. Filius beteken seun. Seun van God. Pater Patriae, vader van die vaderland. Klink daai woorde bekend? Seun van God, Vader, vroom, Vaderland, heilige land, land wat God vir ons gegee het. Klink bekend, nee. Aan die agterkant van die muntstuk wil ek net vir jou wys, dit is sy seuns, en hulle dra daar die gewaad van die keiserkultus as priesters. Dis godsdienstige klere wat hulle daar dra. Volgende munt, daar is hy. Net nog 'n voorbeeld, weer eens sien jy daar, Caesar, daar staan Caesar Divi, keiser
die keiser, God, die F is waarskynlik weg daarso, Augustus. Maar aan die agterkant is meer interessant. Daar sien jy Roma, die vrou wat daar sit, lyk amper soos Athena, maar die Romeine worry nie oor Athena nie. Athena is Grieks. Hulle soek Roma, die Romeinse godin. Sy het 'n laurierblaar in haar, wel, ons is nie seker nie, dit lyk aan die een kant so 'n laurierblaar, maar dit kan dalk ook koring wees, jy weet, om te spreek van, jy weet, maar die belangrike ding wat jy daar sien is, kan jy sien daar staan Pontief Maxim, dis 'n afkorting vir Pontifex Maximus, Hoëpriester. Hoëpriester. Hoekom wys ek vir jou die goed? Luister na alles wat gesê is van die dier uit die aarde, die godsdienst, die aanbidding, die beelde, dan die muntstukke vertel vir jou daai storie. Nou net laastens, voor ons gou gaan koffie drink, die merk van sy naam. Hierdie is 'n baie maklike ding. Geen scholar, respectable scholar, stry met die mee nie. Die 666 is die maklikste ding om uit te werk. Nou, in Grieks, sowel as in Hebreëus, is daar nie nommers nie. Daar's nie aparte simbole vir nommers nie. Anders as vandag. Julle weet, wat gebruik ons vandag as nommers? Arabies. Ons gebruik Arabiese syfers. Nee. In Hebreëus en Grieks is daar nie syfers nie. So jy gebruik jou letters dien ook as syfers. Almal met my? So elke letter kan 'n syfer wees en elke letter het 'n numeriese waarde. Hulle leer hierdie vir die kinders. Ek het hierdie al gedoen in Israel met 'n gids. Toe het ons dit gedoen. Dis nie vreemd vir hulle nie. Hulle noem dit gematria. Gematria. En dis bloot net wanneer jy letters gebruik om syfers aan te dui. En jy kan dit doen. Jy het hierso, jy moet nou lees van regs na links, né, want dit is Hebreëus. So daar staan Neron en dan Caesar. Hebreëus het nie vokale nie, behalwe vir die waf tegnies gesproke, maar hy het nie vokale nie, so die vokale lees jy in, dis net konsonante. So daar staan, jy sal sien aan die eerste letter aan die regterkant is 'n noen, dan dis 'n N-klank, hy's 50. Gaan van daai rooi dingetjie onder toe na die, ja, daarso. Dis 50. Dan die resh, die r-klank is 200, dan die waf is 6, en dan het jy weer 'n noen. Dis 'n slotnoen daai. Dis 'n N wat jy aan die einde van 'n woord sit, dit is 50. En dan die Caesar, 100 plus 60 plus 200 is gelyk aan 666. Nou jy mag dalk vir my sê, ag Chris, maar dit werk ons net te mooi uit. Dit pas jou argument. Jy gebruik dit om jou argument te pas. Fine. Neron daar, jy sal sien jy, daar staan nie Nero nie, daar staan Neron. Nee, dis die Hebreëse transliterasie van die Grieks, want in Grieks sal jy die keiser Nero Neron noem. Maar in Latyn is hy Nero, so jy vat die noen weg. So jy minus 50, stem julle saam? Hoeveel kry jy dan? 616. Sal jy glo party manuskripte van Openbaring sê nie 666 nie, maar dit sê 616. Want hulle gebruik die Latynse spelling Nero Caesar en nie die Griekse spelling Neron Caesar. Die 666 is keiser Nero. Sonder twyfel. Okay? En wat beteken dit? Dit sê vir ons hierdie is 'n vroeë visioen en waarskynlik Nero, hulle het gedink toe hy terugkom van die dood, is hy 'n god. En dit was 'n groot probleem. En die skrywer van Openbaring, daai gebeure met Nero wat hulle gedink het doodgaan, en dan onthou Nero is 'n keiser wat geassosieer word met vervolging van Christene. Daar's bietjie bespiegeling oor hoe dit was presies. Maar in die Christelike tradisie het hy 'n naam gehad. Selfs in die apokriewe, byvoorbeeld in die Handelinge van Paulus, is Paulus en Nero aan mekaar. En die storie, die legende is dat Rome het gebrand. En hulle het vir Nero blameer en Nero het die Christene blameer.
en toe vervolg hulle die Christene. Nou, as jy nou 'n goeie historikus is, dan weet jy moet daai ding bietjie uitmekaar uithaal en bietjie uitpak en besef dis nie so eenvoudig nie. Maar dit was die retoriek, dit was die diskurs. En daar's daai bekende beeld dat terwyl Rome brand het Nero op sy viool gespeel. Het jy al van dit gehoor? Nou daar was nie viole in die tyd van die Romeinse Ryk nie. Okay, hy het waarskynlik nie op 'n viool gespeel nie, maar Rome het gebrand. Nero het nie 'n baie goeie tyd gehad aan die einde van sy bewind nie. Hy het waarskynlik bietjie mal geraak en ons dink hy het syfilis gehad. So dis die 666. Ons gaan nou gou breek. Jammer ek het bietjie oor die tyd gegaan, maar ek wou nou nie, want ons gaan nou met 'n ander deel begin. So vat gou 'n breek en dan ek dink ons sal net so na 8 sal ons terugkom en dan klaarmaak. Dankie.
Dis hy. Hallo julle. Almal 'n koffie en 'n daai wortelkoek was lekker. Kan ek takeaway kry? Ek sal dit so invat en my kinders sal dit net ruik en ek sal so gaan en so gaan as dit weg. Dit was baie lekker, dankie. Jy sal sien net toevallig, ek het dit nou nie, ek moes dit eintlik gesê het voor ons opgehou het, maar julle het baie dors gelyk. Jy sal sien net na die 666. Waarna verwys hy dan? Waarvan praat hy? Die 144.000 weer. Nee. Dis nie toevallig nie. Want hy praat weer van hulle, want hulle is ook die geseeldes. Okay, so ek sê dit net vir jou, jy weet, hulle is ook die geseeldes. Nou kom ons, en dan natuurlik sien ons die bakke. En ons het dit mos nou gedoen, hè, die bakke. Nou, in die laaste paar minute wil ek praat oor die sogenaamde sedelose vrou, die groot Babylon. Woorde maak 'n verskil. Korrek? Hoe ek iets sê, doen iets aan hoe ek dink oor iets. Woorde het konnotasies en denotasies. Dinge wat jy koppel aan 'n woord en dinge wat jy aflei van 'n woord. Een van die uitdagings van Bybelvertaling. Willem sal dit ook vir julle sê, hy het meer ervaring as ek met dit. Soms moet ons goed vertaal wat aanvaarbaar is, wat goed klink, wat vir die mark goed sal werk, wat nie verkeerd is nie, maar partykeer dan verloor ons die oorspronklike trefkrag. Hoekom loop ek so lang ompad? Berei julle voor vir iets wat julle dalk gaan skok. Die sedelose vrou van Openbaring 17. Sedelose vrou. Klink mooi, nee. Wel, bad, maar mooi. Dis mooi Afrikaans. Kan ek gou vir julle die beter vertaling? Naaste aan die Grieks is die hoer van Babylon. Nie die prostituut nie. Want prostituut is 'n woordjie wat jou nie pla nie. Voel julle okay as ek sê prostituut? Ja. Nee, dis bietjie van 'n kliniese woord. Maar as ek sê hoer of slet, dit is platvloers en dit laat jou bietjie gril. Nee. Dit is wat vloekwoorde doen. Die konnotasie aan vloekwoord, dis wat dit 'n vloekwoord maak. Wie van julle voel ongemaklik as ek die woord hoer sê? Jy voel nie te lekker nie, nee. Moet dit eintlik nie in die kerk sê nie. Ons is gelukkig in die saal, nie in die kerk nie. Maar dit is die woord wat hy gebruik om hierdie vrou te beskryf. Dit is die konnotasie wat jy moet verstaan. Hy wil hê jy moet gril, want die woord wat hy gebruik in Grieks is porne. Porne. As ek porne sê, kan ek net sowel porra sê en julle gaan nie weet wat aangaan nie. Nee. Maar porne in Grieks is eintlik 'n hoer. Dit moet daai grillerige ongemaklikheid dra. Dit is waar pornografie vandaan kom. Dit is heeltemal korrek. Losbandigheid is porneia. En jou ou vertalings praat partykeer van hoerery. Dis nie altyd 'n akkurate vertaling van porneia daai nie. Ek dink losbandigheid is dalk beter. Maar wat ek vir julle wil probeer sê is, die naam van die vrou, die identiteit van die vrou is, sy is eintlik nie 'n sedelose vrou nie, sy is nie eers 'n prostituut nie, sy is 'n hoer. En daai konnotasies wil hy hê moet jy hou.
Want dit is Babylon. Nee, dit is die Romeinse Ryk. Hy praat van die Romeinse Ryk op verskillende maniere. Die koppe van die draak en die koppe van die draak en die horings en die krone. Dit is die Romeinse Ryk, maar die ander manier is hierdie. Toe het dit is nou Openbaring 17 vers 1. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte hoer wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer. Ek kan ander woorde daar ook inbring, ek sal nie. Julle weet daar is vloekwoorde in die Bybel. Daar is. Paulus praat baie lelik. Hierdie is ook 'n voorbeeld. Met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer. Kan julle sien hoe beeld hy die verhouding tussen die ons noem hulle marionetkonings of kliëntekonings, soos Herodes, daai, hoe beeld hy die verhouding tussen hierdie kliëntekonings en Rome uit? Dit is 'n verhouding van prostitusie, hoerery. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid, van die wyn van haar hoerery. En weet julle wat is nice, sien ek, die 2020 vertaling, het iemand 'n 2020 vertaling hier? Hoer kom terug, is ek reg? Dit was nie ek nie. Dit was nie ek nie. Ek dink dit was Prof Jan die Rand wat hom vertaal het. En Prof Jan die Rand was die beste, hy het my eksegese geleer. Hy was die beste met Openbaring. So dit is nou die berugte vrou wat by baie waters bly. Wat beteken dit? Die Romeinse Ryk, wat rondom die Middellandse See is, die Baltiese See, die Eufraatrivier, die Nylrivier, al hierdie riviere, dis die Romeinse Ryk. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. So nou is ons by 'n ander visioen. Stem julle saam? 'n Ander manier om te dink oor die Romeinse Ryk en die verhouding met die Romeinse Ryk en die duiwel. Die dier was oortrek met godslasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. En daai teks wat ek nou vir jou gelees het, oor die betekenis van die 7 koppe en die horings, dit volg net na die. Ek gaan dit nie weer lees nie. So die vrou sit op die helder rooi dier. Julle weet helder rooi, oorlog, godslasterlike name, die Romeinse Ryk, die oorlogsmasjien van die Romeinse Ryk. Nee, maar dit laat jou ook weer eens dink aan die draak en die duiwel. Kan julle sien, hy kan net nie die Romeinse Ryk skei van die duiwel. En dit is 'n interessante ding julle om oor te dink. Jy weet, en dis 'n vraag, ons hoef dit nie te beantwoord nie want dit is 'n teologiese vraag. Maar dis 'n interessante vraag wat jy moet vra is, kan jy boosheid in die abstrakt sit? Of kan jy slegs boosheid ken wanneer dit gemanifesteer word in menslike gedrag en menslike instellings? Dis 'n interessante vraag. Is daar met ander woorde 'n hypostase van, sorry ek gebruik vreeslike groot woorde hier, kan jy met ander woorde boosheid, ek dink nie so nie. Dis soos om custard en chocolate sous te meng. Ek dink nou aan pudding hier so, ek weet nie hoekom. Maar het jy ooit, verbeel jy meng custard en chocolate sous en jy meng dit so 'n bietjie, gaan jy nader aan die twee kan skui van mekaar? My kinders sal traai, maar hulle kan nie. Ja, want dis onskeibaar. En dit is hoe hy die Rome, hy kan nie, die duiwel is nie vir hom iets wat daar is nie. Die duiwel is vir hom vlees geword in die instellings en in die ritmes van die Romeinse Ryk. Hy kan, en in sy geval is dit die Romeinse Ryk, maar dis die bose wêreldorde. Hy kan nie daai goed skei nie, en dis iets waaroor ons moet dink. Dis Openbaring daag jou 'n bietjie uit om jou
konsep van boosheid te verstaan. Een van die groot vrae in die filosofie, what is good and what is evil? What is evil? En dis moeilik om boosheid te kry as daar nie 'n menslike gesig daar is nie. Ongelukkig. Nee. Die vrou, vers 4. Die vrou was uitgedos in pers en helderrooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. Dis koninklike klere, maar dis ook klere wat tipies van 'n prostituut is, nê. Julle weet die Bybel hou nie van make-up en jewelry en mooi klere vir vrouens nie. Okay, sorry, maar dit is so. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Bietjie gross, nê. Op haar voorkop was daar 'n naam geskrywe en dit het 'n verborgde betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en die losbandigheid op die aarde. Mother of whores. Nee. Groot Babylon. Klein Babylon is daar. Klein Babylon is waarheen die Jode gevat is, die Suidryk, Juda, gevat is in ballingskap in die jaar ongeveer 600 en toe later weer 586. So die naam Babylon assosieer jy onmiddellik met ballingskap. Nee. En hier sien ons nou dieselfde ding. Maar nou is dit nie meer die klein Babylon nie, maar een wat baie, baie groter is. Die groot Babylon, Babylon the Great. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. En dan gee hy vir ons 'n betekenis van die dier, ek het dit vir jou gelees vroeër. En dan kom 'n deel in die Bybel wat jou moet pla. Ongelukkig in Openbaring. Openbaring gebruik die retoriek van gendergebaseerde geweld om 'n teologiese waarheid uit te beeld. Julle is 'n volwasse Bybelskool by hierdie gemeente. Ek weet dit. So ek kan hierdie goed vir jou sê. Hierdie taal moet jou pla wat ek nou gaan lees. Veral as jy 'n vrou is. En ons moet begin vra, wat maak ons met hierdie taal? En dit is die ondergang van die sedelose vrou. Verder het hy vir my gesê, die waters wat hy gesien het, waar die sedelose vrou bly, is volke, stamme, nasies en tale. Die 10 horings wat jy gesien het, en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat, en haar kaal en verlate maak. So Rome is die vrou, en die konings en die keisers wat haar verlate maak. Hulle maak haar kaal, so wat sê dit vir jou? Hulle strip haar. Hulle ruk haar klere af. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand, terwyl sy kaal is. Julle, as hierdie taal jou nie pla nie, dan moet jy vra, wat gaan aan? Ek gaan vir jou sê hoekom. God het hulle gedagtes so gerig, dat wat hulle doen, volgens sy bedoeling is. Julle, wat maak ons met hierdie goed? Hulle het een en dieselfde doel voor oë, hulle stel hulle koningskap tot die dier se beskikking, totdat God sy woorde in vervulling laat gaan. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad. Watter ander groot stad wat heerskappy oor die konings van die aarde uitoefen? Watter stad oefen heerskappy oor die konings van die aarde uit in hierdie tyd? Net een, Rome. Dan is dit die val van Babylon, en dan het ons hierdie tipiese, wat ons ook in die profete kry, amper hierdie wee-uitsprake, die koningshuil, die sakemanhuil, die seemanhuil. Die rede hoekom hierdie taal problematies is teologiese taal doen goed. Ons besef dit nie. Maar taal soos die, wat 'n vreeslike dood en marteling van 'n vrou uitbeeld, dit doen iets aan ons. Sielkundig, doen dit iets aan jou brein. Ek sluit af hiermee, is op 'n lae noot, maar ek het groot geword in die suide van Johannesburg. En ek het groot geword in
Kenilworth, Rosette en Wilterfontein, ek weet nie. Julle grandmense van die ooste ken nou nie daai rowwe deel van die suide van Johannesburg nie. Dalk is daar van julle wat dit ken. Naby daar was Suidheuwels. En Suidheuwels was juist, dit was die heuwels, en daar's 'n storie, hierdie is in jou notas ook, van 'n meisie met die naam Christy Theologo. En sy en twee vriende het in die veld ingegaan. En hulle het Christy gevat, hulle het haar geslaan en hulle het haar vasgebind en het haar kaal uitgetrek. En het haar met petrol gegooi. En voor hulle lewendig aan die brand gesteek het hulle Openbaring 17 vers 16 tot 18 gelees. Ons weet dit, jy kan gaan soek vir dit, gaan kyk gerus op die internet, die storie is daar. Hierdie taal doen goed. En wanneer ons Openbaring lees, en tekste soos Openbaring, en is dieselfde met die profeteboeke, dieselfde met die profeteboeke, dieselfde met baie dele in die Bybel, wanneer ons hierdie taal sien, moet ons vra, wat doen dit aan my? Wat dink ek daarvan en wat moet ons maak met dit? Ek is op die punt in my lewe, en hierdie is ek wat nou praat as Chris. Ek is op die punt in my lewe waar ek aanvaar dat die Bybel help my om God beter te verstaan, en daar's pragtige beginsels in die Bybel wat ek elke dag in my lewe toepas. Ek preek, ek is gelowig, en die rede hoekom ek hier voor julle staan is omdat ek 'n Bybelversie uit konteks uitgelees het in die jaar 2000 in 1 Timoteus. So ek wil nie vir een oomblik die Bybel afmaak nie. Ek het my lewe toegewy om die Bybel te studeer, en daar's geen ander boek waarvoor ek so lief is as vir die Bybel. Maar soos vir elke mens vir wie ek lief het die Bybel goeie punte en hy het ook nie so goeie punte nie. En ek is nie naïef om te sê dis alles of niks nie. Ek verstaan daar's dele in die Bybel wat ek nie meer kan assosieer. Daar's dele in die Bybel wat ek sê hierdie is nie vir my nie. Hierdie is iets wat ek nie gaan internaliseer nie. Die woorde van Jesus, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dit internaliseer ek elke dag. Maar hierdie woorde maak ek 'n bewuslike keuse. Ek gaan nie daai woorde internaliseer. En dit is 'n interessante ding, eintlik 'n byproduk van wanneer jy Openbaring lees en wanneer jy hierdie vreeslike Openbaring is 'n boek vol geweld, julle. Dis vol geweld. Hierdie is 'n moeilike kursus om te doen. Want dis net geweld. 90% van Openbaring, dis geweld. Bome wat verbrand, mense wat met plaag getref word, dis 'n verskriklike storie. En jy moet jouself op die einde vra, wat maak ek wanneer ek Openbaring lees? En hoe gaan ek maak met hierdie beelde? Wat gaan ek doen met dit? En dit is ongelukkig, ek kan nie vir jou 'n antwoord gee nie. Dit is die teken van, ek dink, teologiese volwassenheid, is wanneer jy jou eie teologiese besluite kan maak. Maar, soos ek sê, dis bietjie van 'n byproduk van die lees van Openbaring is, dit daag jou uit om, wat ons noem, jou eie hermeneutiese raamwerk, al daai voorveronderstellings wat jy het oor die Bybel, te herevalueer. Okay. Julle is doodstil. Moet ek bekommerd wees? Almal okay, het julle geskrik vir my tattoos? Wat? Hierdie is Russies vir dissipline en waarheid is krag. Al my tattoos het godsdienstige of familiebetekenis, moenie worry nie. Enige vrae oor Openbaring, nie die tattoos nie. Yes. Daar's hy.
Ek verstaan dat toe die Bybel saamgestel was, mense om die tafel gesit of gestaan, ek weet ook nie mooi hoe nie, besluit watter boeke is in, watter boeke is uit. En Dus ek jy dink, sou dit nie gedoen het nie. ja, en Openbaring was seker 'n moeilike een om te besluit, hoor. Ja, hy was. As gevolg van dubbele interpretasies moontlik en die geweld en so aan. Nou byvoorbeeld, ons nou praat hier van die sedelike vrou, sedelose vrou wat ander betekenisse ook het. Ek sien die Bybelpraktyk sê die sedelose vrou is 'n simbool van die korrupsie van hierdie regering, bedoelende die Romeinse regering, nie vandag se regering hier nie. So dit maak so 'n bietjie moeilik en so aan. Maar ek wil weet, as u 'n vraestel merk as 'n professor, nie as Chris nie, maar as 'n professor, en dit gaan oor Openbaring. U het gesê, soos byvoorbeeld die 7 koppe en die 10 horings en so aan, wat elke kop beteken, maar daar's ander betekenisse moontlik, of daar's ander opinies, daar's ander sienswyse ook en so aan. Ek aanvaar in die klas gee u baie sterk u opinie, u sienswyse en so aan. En as 'n student nou kom en hy gaan nou een van hierdie ander opinies, hierdie ander sienswyse weergee en 'n antwoord stel. Hoe subjektief of hoe objektief merk jy dit en so aan? Merk is altyd subjektief. Ek vra gewoonlik nie sulke vrae nie. Jy weet, as jy nou slim is en jy is 'n professor, ek kan nie Chris en die prof skei deesdae meer nie. Ek weet nie meer wie's wie nie. Nee, die tipe vrae wat ek gewoonlik vra is nie daai tipe vrae nie. So 'n tipiese vraag wat ek byvoorbeeld vir Openbaring, vir 'n student oor Openbaring sou vra is, hoe word geweld beliggaam in Openbaring, sê maar Openbaring 17. En dan is die antwoord, en daar is net een antwoord vir dit, dit word beliggaam deur gendergebaseerde geweld byvoorbeeld. Ander vraag wat ons byvoorbeeld vra is, tot watter mate is die boek Openbaring 'n anti-imperiële teks? So ons vra meer, ek vra nie inhoudsvrae noodwendig nie. Ek sal, jy weet, jy moet vir hulle inhoudsvrae vra en kennisvrae. En gewoonlik wat ek dan doen is, ek gee vir hulle 'n meervoudige keusevrae, waar ek die keuses vir hulle stel. Want daar is sekere goed waar daar grys areas is, maar daar is sekere goed wat reg of verkeerd is. Maar gewoonlik, maar nou, weet, waar dit meer ingewikkeld raak, byvoorbeeld in Willemson, weer eens so ek kan sê ook, is as jy nagraadse studente het. En daar kom hulle nou met 'n bepaalde wat maak jy nou met dit? En ek sê gewoonlik vir so 'n persoon, solank jy jou opinie kan staaf, wetenskaplik en akademies, en nie met geloof nie. Jy weet, maar tot 'n mate histories krities en Bybelwetenskaplik kan staaf en kan regverdig en verantwoordbaar kan wees vir dit, dan is ek eintlik okay. Ek is oop vir meer, want ek glo dat die Bybel kan verskil. Hy het 'n bepaalde historiese betekenis, maar ek glo ook dat daai tekste breek uit daai betekenis en hulle soek vir hulle nuwe betekenisse. Om die waarheid te sê, dis vir my meer interessant partykeer as die oorspronklike betekenis. Is om te kyk die nuwe betekenisse wat tekste kry. So dit is interessant. Ek hoop dit beantwoord die vraag, ja. Okay. Nog vrae almal? Nog iemand wat dit is 'n goeie vraag daai gewees. Nog iemand wat iets wil vra? Of nie, hoe u my vrae stel. Asseblief, nee, asseblief kom skryf in. Jy moet nou, nie volgende jaar nie, nou is die inskrywingstyd. As jy wil volgende jaar moet jy nou inskryf. Nog iemand wat 'n vraag het? By the way, julle kry meer inligting oor Openbaring in hierdie klas as wat ons studente kry. Ek het nie tyd om 5 weke met die studente Openbaring te doen. Ons doen so 3, miskien 4 weke. Nog vrae? Almal happy? Okay. Baie dankie dat julle gekom het. Groot voorreg. Ek is so bly ek het dit gemaak hiernatoe. Ek was so bly om by die huis te kom, maar dis lekker om julle te sien. Ek sien uit na ons laaste sessie. Ek hoop hierdie klasse is vir julle betekenisvol en julle geniet dit. En ja, dankie. Sal ons bid en dan kan ons gaan. Baie dankie Here vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kon wees. Ons wil vra Here dat U ons help om, soos ons hierdie kursus doen, dat ons ook kan dink oor wat die Bybel is,
hoe ons die Bybel lees, die rol van die Bybel in ons verhouding met U, Here. Ek vra dat U ons sal seën waar ons ook hier uit mekaar uitgaan en dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Wees met ons deur hierdie week en hierdie naweek en bring ons weer veilig hier by mekaar in Jesus naam. Amen. Dan sê dankie julle, lekker naweek.